Genesis 32 van vers 22 tot 32. Ons is nou wel aan die einde van die jaar, maar ons begin in die begin van die Bybel. So ons gaan sommer hier by Genesis 32 begin van vers 22 tot 32. So is almal twees in die maklike nommers. Hemelse Vader, ons kom raakstil voor U na besige dag, besige maand, besige jaar, Here. Voel ons en weet ons en dink ons, dit is ook reg om die jaar af te sluit in U teenwoordigheid. Here, waar U Jakob gebruik vanaand as voorbeeld, mag ons dan ook leer uit hierdie donker nag wat Jakob beleef het. Daar waar hy met U geworstel het. Miskien is ons worsteling al verby, miskien worstel ons nog met U rondom gesondheid en finansies en verhoudings en al die dinge, Here. Maar mag ons ook uit die Jakob uit lees en leer en weet dat U in hierdie donkerte wat hy ervaar en beleef het, dat U daar teenwoordig is. Mag ons dit so ook ervaar en beleef in ons tye wat ons deurgaan. In Jesus naam alleen. Amen. Die gedeelte se naam is Jakob se naam word verander. En dan lees ons hier aan die einde van die gedeelte daar waar sy naam werklik verander vanaf vers 22. Die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jakob drif gegaan, Nadat hy deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense in stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam, en die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup. En daarom het die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup pas kon nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Ons lees tot sover. Ek gaan so 'n bietjie spring tussen hoofstuk 28 en hoofstuk 32. En om vanaand 'n konteks te plaas, ons is aan die einde van die jaar, maar ook aan die begin van 'n nuwe jaar. En aan die begin van die nuwe jaar dra ons ook van hierdie jaar se vrae en bekommernisse saam met ons die nuwe jaar in. En Jakob was ook op die vlug gewees, soos kyk na vers 28. Hy was hoofstuk 28, hy was onseker gewees, hy was vreesbevange gewees. En as ons nou kyk na hoofstuk 32, dan gaan ons oor na die ontmoeting met Esau. En Jakob het Esau seer gemaak. Jakob het Esau bedrieg. Jakob se naam beteken bedrieger. En hier kom God en na die worsteling verander hy Jakob se naam na Israel toe.
Ons gaan net so 'n bietjie daarby stil staan. So ek wil net vir julle agtergrond skep van Jakob se geloofslewe en hoe hy onseker was en hoe hy op die vlug was. En ons het ook baie van hierdie dinge ervaar die afgelope jaar daar rondom ons gesondheid, met verhoudinge, finansiële druk. Ons voel ons geloof het dalk afgeneem, ons is nie meer so brandend nie, ons geloof het stil geword. En dis dieselfde dinge wat Jakob mee gesukkel het in sy onsekerheid. En dan kom ons agter in hierdie donker nag van hoofstuk 32, het hy dan 'n worsteling met God. En in hierdie worsteling, as ons ook kyk in die onsekerheid van hoofstuk 28, is daar 'n wetel vir Dawid, vir Jakob. En daar het God hom ontmoet in sy onsekerheid. Op die vlug, in sy vrees, daar het God hom kom ontmoet. En hy sê in hoofstuk 28, die Here het by hom gestaan en gesê, ek is die Here, ek sal by jou wees en jou beskerm oral waar jy gaan. Oral waar ek gaan sal die Here teenwoordig wees. En dan lees ons in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So die 31ste Desember en die 1ste Januarie is God dieselfde. Hy verander nie. En in hierdie omstandighede van 'n Jakob, wat ons ook mee kan assosieer, is dit 'n stuk troos vir ons elkeen om te weet, ons gaan ook die nuwe jaar in saam met die onveranderlike God. Dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, ons gaan ook met hom 2026 binne. En let op wanneer ons hoor dat God vir Jakob sê, ek sal by jou wees en jou beskerm oral waar jy gaan. Sê hy nie vir Jakob, dit gaan maklik wees nie. Hy sê nie vir Jakob, jou worsteling en jou stryd is verby nie. Wat hy wel vir Jakob sê is, in jou stryd en in jou worsteling is ek teenwoordig. Ek is by jou, ek gaan waar jy gaan, daar waar jy loop met vrees, daar waar jy bekommernis ervaar, daar waar jy bietjie stres, daar waar jy ongemaklik voel, siek voel, onseker voel, twyfel. God sê, ek vat dit nie van jou weg nie, ek verander nie jou situasie nie, ek verander jou. Ek verander jou van 'n Jakob na Israel toe. Ek gee vir jou 'n nuwe identiteit, en dis eintlik wat ons praat van wedergebore. God vee nie Jakob se geskiedenis uit nie. Hy sê nie, nou is jy nie meer bedreig nie, en jy het nie jou broer bedrieg nie. Dat daai geskiedenis bly so, maar God ontmoet hom in daai sonde, in daai skuld en skuldgevoelens van Jakob, en hy verander hom, hy gee vir hom 'n nuwe identiteit. Jy sien dat Jakob was geestelik moeg geweest, hy is nie op 'n baie geestelike hoogtepunt in sy lewe gewees nie. Hy was moeg, hy was op die vlug, vol vrees en skuld. En baie van ons voel ook so. In sy moegheid, in sy broosheid, kom ontmoet God hom. En ek wil vir u vanaand 'n stuk gemoedsrus gee, dat in jou moegheid, in jou broosheid, en dis 'n woord wat ek op baie die afgelope tyd op afkom, in kommentare en verduidelikings, en soos ek met mense praat, dan word die mens beskryf as 'n brose mens. In die broosheid van die mens, afhangende van siekte of watter omstandighede jy ook al mag beleef, wat veroorsaak dat jy broos is, kom God en hy ontmoet jou in jou broosheid. En dit is vir my baie mooi woord, so u kan vir jouself sê, Here, ek is op hierdie oujaarsaand, voel ek broos, ek voel onseker, ek is bekommerd, ek twyfel oor dinge, maar Here, in hierdie broosheid, in hierdie emosie, kom en ontmoet my, soos u vir Jakob ontmoet het. Jakob staan, soos ons, tussen wat was, en wat kom. 2025 is wat was tot in 'n groot mate,
2026 is wat kom. En God kom staan tussen die wat was en die wat gaan kom. En hy sê vir jou, ek is hier by jou en hier waar die gedeelte van gaan kom, 2026, daar is ek ook teenwoordig. Jakob se verhaal help ons om te verstaan dat 'n nuwe jaar nie beteken dat alles oor gaan begin, alles nuut gaan begin nie. Dit beteken net dat dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob van 2025 saam met ons beweeg na 2026. Dieselfde God verander nie. En dan kyk ons bietjie na hoofstuk 32 waar Jakob alleen agtergebly is. Die vroue, die slavinne, die diere, alles direk deur die rivier. En wanneer hy alleen is, dan oorval die donkerte hom. Dit raak nag. En baie keer dan sê ons vir mekaar, dis nag in my lewe. Bedoelende, dis donker, ek het nie uitkoms nie, ek weet nie meer watter kant toe die Here. En dan kom sê hy, maar ek is by jou in daardie seer, in die onsekerheid. En Jakob se twyfel, Jakob se onsekerheid, word veral nou aangeblaas oor die feit dat hy nie weet hoe sy broer gaan optree nie. Hy het onregverdig teenoor sy broer opgetree en nou wil hy gaan regmaak, hy wil weer versoening vind. En hierdie onsekerheid in die donker nag vang vir Jakob vas. En hy weet nie wat om daarmee te maak nie. En voordat ons vir Jakob sê, maar ja, jou onsekerheid is omdat jy nie met ander mense oor die weg kom, jy het ander mense seer gemaak, so daarom mag jy onseker voel. Wil ek net vir elkeen van ons vra, het ons nie dalk mense seer gemaak hierdie jaar nie? Is ek ook nie bang om uit te reik na my broer of my suster om versoening te bewerk nie? Is ek nie in hierdie worsteling ook vasgevang in die nag wat ek sukkel om te vergewe nie, want ek weet nie hoe die ander persoon gaan optree nie. Ek het Jakob met Esau seer gemaak, Esau het seer gekry, ek het mense seer gemaak, ander mense het seer gekry. En soos Jakob is baie van ons se jaareinde ook gevul met onsekerheid. Sekerheid oor verhoudings, finansies, gesondheid en ons geloof, soos ek ook reeds genoem het. En dit is juis in hierdie onsekerheid van al ons omstandighede waar God vir Jakob ontmoet. Waar God vanaand vir elkeen van ons kom ontmoet. Daar waar jy nie in beheer is nie. Want Dawid weet nie hoe Esau gaan optree nie. Daar kom ontmoet God jou. In die chaos, ek is nie in beheer van die situasie nie, Here, maar U is in beheer. Kom ontmoet my daar. Daar waar ek onseker is, kom ontmoet my daar, Here. Daar waar ek in die donkerte verkeer, Here, kom ontmoet my daar. En dan worstel Jakob met God en God met hom. En is opvallend dat Jakob alleen worstel, almal het hy weggestuur. En is dit nie baie hoe ons ook optree baie keer nie. Ek worstel met 'n ding, ek deel dit met niemand, ek praat nie daaroor nie, ek stuur almal weg en ek hou almal op 'n afstand. En ek bou hierdie muur rondom my, en ek onttrek my in die donker nag in. En veral ons mans is geneig om dit te doen. Te onttrek in myself in hierdie donker nag met 'n worsteling op te saak. En dan kom ons uit by God. In my onsekerheid in hierdie donker nag kom ek uit by die karakter van God. In my worsteling met God kom ek by sy karakter uit. Hy is getrou wanneer ek moeg is. Hy is naby wanneer ek bang is. God bly by my, selfs wanneer ek nie die situasie verstaan of my omstandighede verstaan nie. En dan in hierdie situasie wat ek worstel met God, het Jakob 'n wond opgedoen. Hy is op die weepsenuwee geslaan dat hy mak loop. Met ander woorde, wanneer hy worstel met God, wanneer hy praat met God, wanneer hy 'n ontmoeting het met God, dan kom ek ook anders daaruit. Geestelik dink ek anders, ek dink vernuwend, maar ook liggaamlik het ek 'n ontmoeting met God gehad
En liggaamlik kan dit ook anders daar uitkom. Daar's mense wat as gevolg van 'n siekbed by God uitgekom het, en in hulle verlamming, in hulle siektetoestand, in die kanker, is hulle in staat om God te aanvaar as die een wat saam met hulle in hierdie moeilike tyd, in hierdie nag van hulle lewe deurgaan. En wanneer ons praat dat God verander, Jakob is verander, dan wil ek terugneem na Kersdag toe ons met mekaar gepraat het oor Maria is verander, Josef is verander, die sterrekykers is verander, die herders het in verwondering gestaan nadat hulle Jesus ontmoet het. God verander wanneer ons in hierdie donker worsteling met hom is. Hy vat die hart van klip en hy vervang dit met vlees. Hy sê, maar jy gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Ons liggaam is nie meer dieselfde nie. Ons verander ook geestelik, hoe ons dink, praat en dinge sien. Ons dra ook fisies en emosionele bonde saam, maar ons moet nooit vergeet dat ons ook die draers van God se genade is nie. Ek dra sy genade saam met my in hierdie omstandighede. Jakob se mankstap word herinnering. Ek het God ontmoet en ek leef nog. Hierdie toestand waarin ek leef, ek het God ontmoet in hierdie donker nag en ek leef nog. Daar is 'n dag wat aanbreek vir my. Ons sing altyd, môre sal die son weer skyn. Die daglig het ook vir Jakob aangebreek. En dan sê God vir Jakob, jy sal nie meer Jakob heet nie, maar Israel. Jakob beteken bedrieër, een wat vashou. Israel beteken letterlik in Hebreëus, God het geworstel. En as ons kyk na die betekenis van Israel en die Israeliete, en ons dink wat het hulle alles aangevang in die 40 jaar in die woestyn, en die worsteling wat God met hulle gehad het in die woestyn, dan dink ek ook, Here, maar daar's nog 'n stuk van die ou Israeliete in my lewe. U worstel ook dalk nog met my, want ek wil nie iets afgee nie. Ek wil nie gaan regmaak met Esau nie. Ek sukkel met verhoudings, ek sukkel met finansies, ek sukkel met gesondheid. Ek wil dit nie vir u gee nie. So daar sal ook 'n tyd kom wanneer ons moet oorgee. En aan die einde van die diens gaan ek die ligte afsit. En ek gaan vir u ons vra om die kers vir ons te kom aansteek, die Christuskers. Die donkerte verteenwoordig die nag waarin Jakob die worsteling met God gehad het. Die lig simboliseer die kers, die Christuskers wat aangesteek gaan word, simboliseer God se teenwoordigheid in jou donker nag. Wat jou donkerte ook mag beteken, as jy dit nou 'n naam wil gee, dan doen jy so. En dan gaan ek ook geleentheid gee vir die wat wil om jou hande oop te maak. Dit gaan ons nou donker wees. Niemand gaan sien dat jou hand oop is nie. Dan gaan jy sê, maar Here, dit wat ek nie meer saam met my wil dra nie, maak ek my hand nou oop en ek gee dit vir u. Ek wil nie meer nie en ek kan nie meer dit saam met my dra nie. Ek gee dit oor vir u. So mag ons ook in hierdie oomblik besef dat God teenwoordig is. En mag ons dan die een wat vashou, die Jakob wat vashou aan 'n stuk sonde, 'n stuk onvergifnis, en ek praat nie maklik oor hierdie dinge nie. Daar is dinge in my lewe wat ek nog ook sukkel om oor te kom, wat ek kan vashou. Maar toe ek rondom die simboliek van die nag dink, toe kom ek ook agter daar's dinge wat ek moet laat gaan. Moeilike dinge. Dinge wat seer maak, soos wat Jakob vir Esau seer gemaak het. So het ek mense seer gemaak en mense het my seer gemaak. Die vraag is, gaan ek 'n Jakob bly? Want Jakob beteken bedrieër. Ek loop eintlik vir myself. En Jakob beteken die een wat vashou. Vashou aan die ou verlede. En wanneer Jakob dan 'n ander naam kry, dis wat ons noem wedergeboorte. Die ou mens is verby, die nuwe opgestaan. Ek is wedergebore.
Jakob was Israel gewees in die donkerte, die nag kom het God vir hom 'n ander naam gegee, Israel. Wil jy in die nag bly, of wil jy 'n ander naam hê? Wil jy sê, maar ek is op wedergebore, die ou gedagtes, die ou praat, die ou manier van dinge doen, is verby, daar's 'n nuwe. Ek is wedergebore. Kyk, ek maak alles nuut, dis ons tema vir volgende jaar. Jakob stap die nuwe dag binne, met 'n mank heup, 'n nuwe naam, maar met dieselfde God aan sy sy. Ons stap die nuwe jaar binne, onvolmaak, onseker, maar met dieselfde God as wat nou aan jou sy is. Is môre op nuwe jaar ook aan jou sy. En dis die troos wat ons in hierdie gedeelte vind, dat God nie verander nie. Die God van nou is nie in die omstandighede nie, maar hy is in my. Hy stap saam met my en ek stap saam met hom die pad. Onthou in die begin, die omstandighede wat jy deurgaan, dit wat jy ervaar en beleef, het sy positief, negatief, God is met jou. Die donker omstandighede, jou donker verlede, die verkeerde besluite, dit word nie weggevat nie. God verander jou, sodat jy daardie besluite as bedrieër, as die een wat vashou aan die sonde, hy verander vir Jakob, hy verander nie sy verlede nie. Die grootste troos van 'n nuwe jaar is nie nuwe omstandighede nie. Dit is die onveranderlikheid van God. Miskien is dit die grootste troos van alles. Ons gaan nie die nuwe jaar binne met al die antwoorde nie, maar met 'n God wat nie weggaan nie, wat by ons bly. Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Ek gaan vir Ilse vra of vir ons die kers te kom aansteek. Gaan die ligte afsit. Onthou, Jakob ontmoet God in die nag. In die donker het hy God ontmoet. In die donker was hy worsteling gewees, alleen met God. Vrouens, slavinne, diere, alles is aan die ander kant van die rivier. Jakob is aan die kant van die rivier. Net soos hy alleen was, by die plek wat later Bethel genoem is, waar hy 'n klip as kussing gehad het, daar het God hom ook ontmoet en hy het gesê, ek laat jou nie alleen oral waar jy gaan ek met jou saam. Ek dink op die ou jaar, is dit tyd om ook te besluit, om te laat los en te laat gaan. Maak soos Jakob gemaak het, hy het laat gaan en hy die Here vertrou om sy verhouding met Esau te herstel. Die van u wat die hande wil oopmaak, kry nou die geleentheid om oop te maak en te laat gaan. As daar iets is wat jy nie meer langer saam met jou wil dra of kan dra nie, maak op jou hand dat God dit daaruit kan neem en dat jy die nuwe jaar sonder daardie iets is wat jou gaan terughou, kan ingaan.
Ons Hemelse Vader, mag U, soos die kers brand en ons dit sien, Here, mag ons dit ervaar en beleef dat U teenwoordig is. Ons glo dit want dit staan so in U woord. Here, in ons nagtelike ure, waar ons angsaanvalle kry, waar ons bedreig voel, waar ons onseker voel, Here, waar ons sommer net wakker lê met bekommernis, Here, ons vra dat U met ons sal wees in daardie tye. Dankie dat daar 'n dagbreek is, dat U die lig is wat na die wêreld toe gekom het. Here, maar ek is vanaand die wêreld en U het na my toe gekom om in my te skyn, sodat ek weer U lig aan ander kan gaan uitdra. Here, mag ek U lig skyn sonder enige swart merke of ietsie in my lewe wat verhoed dat my lig helder sal skyn. En veral skuld die vooraand van 'n nuwe jaar, Here. Ja, ons gaan nog met vrae en onsekerheid daarin, maar ons weet ook nie dat U met ons is. In ons alleenheid, soos U met 'n Jakob was, so is U met ons elkeen. En daarom kan ons God stories vertel. Ons sien God se hand in ons lewens, wanneer ons terugkyk deur hierdie jaar. Daar is van ons wat donkerte beleef het, ook die dag ervaar het, en nou in die lig lewe, Here, en ons is opgewonde, en ons kan nie uitgepraat raak oor die goedheid en U guns nie. Mag dit ons volg al die dae van ons lewe. In Jesus naam, amen. Ek sluit af met die volgende woorde, dan maak ons na geleentheid om sommer die Here te loof en te prys vir sy goedheid, sy liefde en sy genade. Liewe vriende, dis 'n nuwe jaar, dis dieselfde God, en dit is